Wat is een van die eerste dinge wat jy opmerk wanneer jy die Afrikaner gemeenskap van Orania binnegaan? Vir baie is dit die netheid van die omgewing. Vir ander is dit die vriendelike groete van mense wat op straat verbyloop. Maar vir die skerpsinnige waarnemer word iets anders gou duidelik. Elke werk in die dorp word deur Afrikaners gedoen. Dit is nie bloot 'n ekonomiese besluit nie. Dit is 'n grondliggende beginsel oor identiteit, verantwoordelikheid en kontinuïteit. Die eenvoudige uitgangspunt is: as jy wil hê 'n gemeenskap moet selfbeskikkend bly, moet dit ook deur sy eie mense opgebou word. Jy besef gou dat selfdoen nie 'n romantiese ideaal of 'n mooi kliseë is nie. Dit is dikwels moeilik, veeleisend en uitputtend. Tog glo Oraniërs dit is die moeite werd. Meer nog, hulle glo dit is die grondslag van ware vryheid. Jy het seker al gehoor dat demografie die toekoms bepaal. Oraniërs weet egter dat arbeid die demografie bepaal. As jy 'n meerderheid in jou eie gebied wil bly, sê hulle, moet jou arbeidsmag uit jou eie mense bestaan. Hoe onderskei dit Orania van ander plekke? Kom ons neem 'n eenvoudige voorbeeld. 'n Nuwe gebou wat opgerig word. In Suid-Afrika stel 'n ontwikkelaar dikwels 'n kontrakteur aan wat 'n wisselende arbeidsmag inbring, 10-1 saamgestel uit goedkoop arbeid. Die projek kan teen 'n laer finansiële koste voltooi word en dalk selfs vinniger, maar die sosiale koste vir die gemeenskap is blywend. In Orania word dieselfde projek iets heel anders. Plaaslike spanne grawe die fondamente, lê die stene en sit die dak op. Die persoon wat bou terselfdertyd aan die toekoms van sy bure, sy eie kinders en sy eie omgewing. Die eindresultaat is nie bloot nog 'n gebou nie. Dit is nog 'n tree in die bou van 'n onafhanklike gemeenskap. En wanneer jy iets met jou eie hande opgebou het, wil jy dit beskerm. Mense besef gou dat Orania geleenthede skep vir Afrikaners wat elders dalk sukkel om werk te kry. Elke werk wat geskep word, is nog 'n geleentheid vir 'n Afrikaner. 'n Loodgieterswerk word nie uitgekontrakteer nie. 'n Instandhoudingsprojek maak nie staat op ingevoerde arbeid nie. Vaardighede word binne die gemeenskap ontwikkel. Werk bly binne die gemeenskap sirkuleer en nuwe geleenthede word geskep. Baie ander voer aan. Hoe goedkoper die arbeid, hoe beter. Vir Oraniërs is die opbrengs van belegging in hul eie mense veel groter. En so, glo hulle, lei dit tot onafhanklikheid. ‘n Gemeenskap wat volkome afhanklik is van arbeid van buite, raak ook afhanklik van stelsels van buite. Orania se benadering is om daardie afhanklikheid so ver moontlik te verminder. Die doel is nie isolasie nie, maar selfbeskikking. Die vermoë om jou eie omgewing met jou eie hande te vorm. Hier is 'n kultuur geskep waar harde werk gevier word. Werk word nie van identiteit geskei nie. Dit staan sentraal daarin. Daar is 'n gedeelde begrip dat jy nie uit liefdadigheid of gerief gaan oorleef nie. Alles word deur moeite opgebou. Dit verander hoe mense na hul omgewing kyk. 'n Straat is nie bloot waar mense woon nie. Dit is iets waaraan iemand self help bou het. 'n Winkel is nie bloot 'n besigheid nie. Dit is die weerspieëling van iemand se arbeid en volharding.
Die atmosfeer is so dat werk byna aansteeklik raak. Kort voorlank begin jy jouself afvra of jy nie dalk te afhanklik geword het van die arbeid van ander nie, of selfs lui. En dan verstaan jy waarom 100% van die arbeid in Orania deur Afrikaners verrig word. Arbeid word besit. Dit is 'n deeg. En vir Oraniërs is dit die duidelikste pad na vryheid.